Anna, jy's terug. Steven, ek dog jy sê, jy's nog 'n vry kyk wat hier rond daar klop. Sy my huis toe gekom. Oor die Uber gaan haal, sy Uber se naam Steven. Amen, prys die Here, bly om weer by ons te hê. Mense, ek het vanoggend 'n baie eenvoudige vraag. Baie maklik een. Nee, okay. Ons bly bietjie weg van Genesis. Genesis raak nou 'n baie interessante boek, nee. Okay. Wie kan vir my sê wat staan in Romeine 3 vers 23? Gee Karen, jy kan probeer Karen. Moenie net op julle Kripnotes kykie. Jene, kyk hoe spring die mense nou na daai Kripnotes toe. Dis 'n baie eenvoudig, is eintlik een wat julle baie mooi moet ken. Hy sê Romeine 3 Nee oom, dit gaan oor sonde. Ja. Want almal het gesondig en dit breek hulle aan die heerlikheid van God. En wat sê Romeine 6 vers 23? Die loon van die sonde is die dood. Amen, amen. Nou ek het vanoggend 'n boodskap. As julle kan onthou, sit ek terug, dink is 2 sonde terug het gepraat oor Petrus. Wie ken vir Petrus? Wie weet wie's Petrus? Nee, hy het nie Jesus verraai nie, hy het Jesus verloon. Ja, en Jesus het toe gegaan en hom 3 keer gesê, Petrus, het jy my lief? Nie waar nie? En Petrus het bedroef geraak, onthou julle? En hy het daarna gesê, Here, maar wat moet ek doen om my liefde aan U te bewys? En die Here het vir hom Petrus 'n belofte gegee en sê, Petrus, op jou gaan ek die nuwe gemeente bou. Op jou gaan ek die kerk bou. Is dit nie so nie? So Petrus is vir my baie standvastige persoon in die geloof. Nou julle moet onthou, toe Jesus gekruisig is, het die disippels gaan wegkruip. Hulle was bang. Want onthou, om gemerk te word as 'n kind van God, sou dan vervolging beteken. So almal het in die opperkamer gegaan en dat iets merkwaardig plaasgevind, die uitstorting van die Heilige Gees. En wat gebeur in Handelinge 2? Hier kom Petrus. En Petrus staan met 'n boldness op. En sê, gee nie om wat mense van my dink, jy gee om wat God van my dink. En hy kom en hy stig die eerste gemeente. En die vuur van God het op hulle gebrand, dat die mense dit kon sien. Daar dieselfde vuur wat op my en jou moet wees. Ek en jy moet mos aan die brand wees vir God. Daarom bid ek elke keer en sê, Here, maak hierdie stoele warm, laat die mense kan opstaan. Hulle moet nie 'n lekker sitplek hê nie. Val nie in die winter nie, daai sitplek moet brand, broer. Jy moet jou voete warm hou vir die Here. En Petrus kom, en die eerste kerk word gestig. Maar as iets wat vir my uitstaan rondom Petrus, is ek vir julle moet sê, Petrus was 'n ou harde knol gewees. Weet julle dit? Hy was 'n harde kop gewees. Petrus was 'n proper visserman. En daai vissermanne van daai tyd was harde mense gewees. Ek dink as jy aan vandag se manne vat en jy skud met hom hand, dan gaan nog jou velle afgeskuur word, so grof was daai manne se hande gewees. Maar een ding van Petrus, hy het nie 'n moordkuil van sy hart gemaak nie. Petrus het dit gesê soos wat dit is. Kyk, toe daai soldate opkom om vir Jesus te arresteer, wat het Petrus gedoen? Petrus het baie keer, soos Henry en ek, baie keer, my vrou sê dit gereeld vir my, jy praat voor jy dink, jy doen voor jy dink. Dit was Petrus. Voordat die Here nog 'n keer het hy sy swaard en wat gebeur? Af is die oor. Petrus het min gepraat en baie gedoen. En baie keer moet ek en jy bietjie begin minder praat en doeners word vir die geloof. Want jy sien, ons het in nou gemaksone gekom. Met die mond getuig ek, maar met my lewe is daar 'n gebrek. Ek getuig nie van die geloof waarin ek staan nie. Nie waar nie? Petrus was 'n disipel wat gepraat en gehandel het voor hy gedink het. Moenie dink Petrus het oornag in 'n beskaafde geleerde ontpop nie. Glad nie. En ek het nou die dag het ek so gelag.
Toe Henry sê, weet jy wat, en wie het sy getuienis geluister, of die dame Nadine Mostert se getuienis geluister, wie van julle het geluister? Ek wil vir julle sê, daar's iets wat mooi daar uitgekom het, né? En Henry het 'n ding gesê, die Here gebruik nou rou vissermanne vir sy koninkryk. Hy soek nie meer hierdie mense wat dink hulle is te hoog heilig en te slim. Hy soek mense wat uit die praktiese wêreld kom, sodat hy hom radikaal kan verander, soos vir Petrus, sodat mense die geloof van Petrus en die liefde van Christus in hom kan sien. Dalk moet een van julle, as jy so 'n vriend van jou ken wat nog in die wêreld is, bietjie vir hom bid dat hy Damaskus ondervinding kry, soos Paulus. Paulus was nie 'n maklike man gewees nie. Paulus het 'n standvastige geloof gehad en seker gemaak hy daardie geloof nie net in woorde nie, maar in dade uitgemaak. Hy het daar gesit en was teenwoordig toe Stefanus doodgestenig is. So moenie dink hierdie onverskrokke Petrus, nee, was 'n man wat 'n moordkou van sy hart gemaak het. Daar's een ding wat ek van Petrus kan sê, en dat vandag by julle wil staande hou en laat insink vanoggend, is sy geloof in Christus Jesus. Kyk, die Here was die rots, maar Petrus is die een wat die boustene van ons geloof kom opsit het. Want op daardie naam Petrus het die Here gesê, gaan op my nuwe gemeente bou. Die fundament was gelê, Christus Jesus. Petrus moes toe begin met die bouwerk van die gemeente in Christus. Nou kom ons kyk wat het Petrus oor geloof gesê. En ek wil hê, jy moet regtig die boeke van Petrus gaan lees, 1 Petrus en 2 Petrus. Daar's baie dinge wat van Petrus uitstaan, maar die grootste kenmerk van sy boeke en sy briewe is wat? 'n lewende geloof in Christus Jesus. Petrus het nie 'n dooie geloof gehad nie. Hulle sê as Petrus geloop het, as sy skade weer op mense geval het, het hulle gesond geword. Hy het 'n lewende, kragtige geloof in Christus Jesus gehad. Hoe lyk ons geloof? O, pastoor, bid gou vir my. En wat gebeur? As jy uitloop, dan staan twyfel, dan staan nie meer geloof nie. Petrus het gekom en gesê, dis wat God sê, dis my geloof, en in daardie geloof staan ek, jy gaan my nie buig nie. Ons is nie meer standvastig in ons geloof nie. Ons dade getuig nie meer van ons geloof nie. Daarom sê die woord, ons het lou geword. Petrus was 'n vuurvreter in die geloof vir Christus Jesus. Hy het gestaan vir wat reg en verkeerd is. Hy het nie sonde mooi gepraat nie. Hy het nie vir jou gekom en gesê, gaan aan maar met jou sondige lewe, want die genade van Christus is groot nie. Dis nie wat Petrus gesê het nie. Petrus het die sonde by die naam genoem. En hy het dit aangespreek, want sy geloof was 'n lewende geloof in Christus Jesus. Maar vir baie van ons is Christus nog in die graf. Ons geloof is dood. Wil ons ons geloof hervestig? Wil ons geloof weer beklemtoon soos wat Petrus gedoen het? Wie wil daardie geloof van Petrus hê? Ek wil dit hê. Kyk, daai man, hy het gesê, ek is nie waardig om soos Christus gekruisig te word nie. Kruisig my onderste bo. Dis die geloof. Hy het singend na sy dood geloop. Dis hoe sterk sy geloof in Christus Jesus was. Maar waar is ons? Ek sê jou vandag, is iemand die moet aanhardloop met die vuurwapen en sê, verloon vir God of ek skiet. Ek wil vir jou 80% van die gemeente gaan God verloon. Hoekom? Want ons het nie meer 'n standvastige geloof nie. Nou kom ons kyk, 2 Petrus, hy het 'n lewende geloof in Christus Jesus gehad. Wat beteken dit om 'n lewende geloof in Christus Jesus te hê? Ons prioriteite moet reg wees. Wat is jou prioriteit? Nommer 1, Christus. Is God jou nommer 1 prioriteit? Staan jy die oggend op met 'n lied in die hart? Staan jy op met 'n dankbare hart en sê, dankie Here, dankie dat ek nog 'n dag van genade en liefde het. Here, wees my leidmeester in hierdie dag. Doen ons dit nog? Is ons skaam vir ons geloof?
As ek na die wêreld kyk, het ons skaam geword om te sê ek's 'n kind van God. Ons wil nie meer getuig oor die wonder van God nie. Ek het hierdie week het ek weer ver gery, was in Douglas en in De Aar gewees. En ek het weer, Here het 'n sin vir my humor. En ek moet dit vandag vir jou sê. Ek het saam met Devin Chetty gery. Hy's 'n regional bestuurder en hy's 'n moslim. En ons staan by die vuur en ons is besig om Dinsdag aand te braai goed en hy sê, if my God is with me, I don't care what the world brings on. Dis sy geloof. En ek kyk hom so, ek sê, Devin, jy praat ware woorde vandag hier. Waar is die Christen se geloof? Hy is nie skaam om te getuig oor wie sy God is nie. Waar is ons? Hy leef sy geloof uit. Ek het lanklaas, en ek het eerlik, dit is vir my 'n mooi voorbeeld gewees van 'n moslim wat getuig oor sy geloof. As hy die geleentheid gehad het, het hy gesê, ek staan in my God. My God gee my die krag. Die 3 dae wat ek saam met hom gespandeer het vir my eye-opener gegee. En ek vra onsself vandag, waar is ons geloof? Waar is ons geloof? Hoe bou ons hierdie kosbare geloof wat God vir ons gegee het? Besef jy, dis kosbaar die lewe van Christus, want dit is waarin my en jou geloof gesluit is. Paulus kom en hy sê vir ons, in 1 Korintiërs 15 vers 14 en 15, as Jesus Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie, is ons geloof en ons prediking te vergeefs. Waarin is die sleutel van ons geloof? In Christus Jesus en die opstanding van Christus Jesus. Dis ons geloof. Vertel ons dit vir die wêreld? Nee, ons werke getuig nie meer daarvan nie. Die Bybel sê een van die kosbaarste dinge wat ek en jy kan ontvang, is ons geloof in Christus Jesus. Ek wil vir ons lees, dan moet ek eers nou kyk, Henry het weer my bril weggesteek. Hy was die laaste een wat hier geloop het. Baie dankie, Henry. Ek het geweet ek kom jou staat maak. Ek wil hê ons moet gaan lees 2 Petrus hoofstuk 1 en ek gaan van vers 2 van vers 1 lees. Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Christus, van Jesus Christus, aan die wat net so kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en die saligmaker Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Vermaning om die Christelike deeg in beoefening te bring. Hier kom hy en hy sê, ek en jy moet ons geloof laat groei. Nou hier gaan Petrus kom vandag en hy gaan vir my en jou 7 boublokke gee, 7 stewe gee. Die fundament Jesus is gelê. En Petrus kom en hy sê, ons moet nou bou op hierdie fundament. En hy gaan vir ons elkeen 7 bakstene gee, boublokke gee, om verder aan hierdie muur, hierdie huis van Christus te bou. Hoeveel van ons het al hierdie stene begin lê? Kom ons kyk. Hy sê vir ons verder, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbaarste belofte geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdowenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by geloof voeg die deeg. Met ander woorde, die eerste een wat hy vir ons gee is wat? Die deeg. Die eerste boublok is deeg. Wat beteken deeg? Uitnemendheid, verantwoordelikheid.
By geloof voeg ons deeg of die gewoonte om 'n hoë morele standaard te handhaaf. Ons wil regverdig lewe omdat Christus Jesus ons gered het. Wat gee hy eerste vir ons? Uitnemendheid. Wat beteken uitnemendheid? Ek en jy moet volgens 'n standaard leef. Nie waar nie? Christus gee vir ons 'n standaard. Hy gee vir ons die 10 gebooie. Hy sê vir ons in die bergprediking hoe 'n kind en watter standaard ons moet aanneem. Maar gebruik ons daai standaard van Christus. Dis die eerste boublok. Wat het Petrus en wat het al die apostels genoem? Hulle het Christus Jesus aangeneem en die standaard en die leefwyse van wie? Christus. Volgens wat? Die woord. En wat kom maak die moderne kerk? Ag, ons wil tog die standaard verlaag. Weet jy, die standaard is hoog. Ons praat nou sonde groet. En ons vat die bousteen van uitnemendheid weg. En weet jy, daai muur wat al gebou is, wat gebeur as jy 'n steen uit 'n muur uithaal? Hy word swak. En die gevaar dat hy kan omval is groot. Hy kom met die eerste een en hy vra vandag vir jou, jy wat priester en hoof van jou huis is, hoe lyk jou standaard? Wat jy gebruik? Die maatstaaf waarmee jy meet, sal jy gemeet word. Nie waar nie? Wat 'n standaard het jy? Wat sien jou kind by jou? Wat sien hulle by die huis? Wat sien hulle by jou by die werk? Ek wil vandag vir jou sê, oral waar Petrus gegaan het, het hulle Christus Jesus in hom gesien en het gelewe volgens God se standaard. Hy het nie gesê hy gaan kompromieë maak nie. Hy het uitnemend geleef vir Christus Jesus. Ag, moenie broer, moenie worry nie. Daai ou klein sondetjie. Nee, sonde is sonde. Einde van die verhaal. En moenie na my toe kom en sê ek oordeel of ek wil vandag vir jou sê jy moenie meer aangaan met jou sonde. Ek wil dit vir jou sê, jy moenie meer aangaan met jou sonde. Hier is God se standaard. Hier sê hy, as hy sê dis sonde, is dit sonde. Dis tyd dat ons die wêreld leer wat die Christelike standaard is. Dis tyd dat die kerk ook by die Christelike standaard aanpas. Dis tyd dat jy priester en hoof van jou huis aanpas by wat? Die Christelike standaard wat Petrus en Christus vir ons gegee het. Dis wat ons moet doen. Kompromie is uit. Geloof of kerk is uit. Dis tyd dat ons weer begin leef volgens die Christelike morele standaard wat vir ons vervat is in die woord. Dat die tweede een wat hy vir ons gee, en by die deeg, die kennis. Kennis van wat? Die kennis in die inhoud van ons geloof. 'n Hele ruk terug het ek 'n boodskap gebring. Bewys aan my dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Wat die belangrikste gedeelte van ons geloof is. Die hoeksteen van ons geloof. En weet jy hoeveel mense kan bewys volgens die woord van God dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het? Dit is die fundament, dit is die alles van ons Christelike geloof. En hoeveel kennis het ons aangaande dit? Hoe lyk jou Bybelkennis? Hoe lyk jou Bybelkennis? Lees jy nog Bybel? Het jy nog 'n innerlike begeerte om meer kennis van Christus Jesus op te doen? Weet wat is die ewige lewe? Gaan lees Johannes 17 vers 3. Die ewige lewe is om die Vader en die Seun te ken. Waar leer ek hom ken? In sy woord. Waar leer ek hom ken? Deur op my knieë te gaan en te bid. Doen ons dit nog? Nee, ons doen dit nie meer he. Hoeveel tyd spandeer jy 'n dag saam met Christus? Hoeveel tyd? Dan laat jy jou Bybel oopgemaak. Wanneer laas het jy met iemand gepraat oor 'n gedeelte in die Bybel? Nou kyk, ek het 2 mense in my lewe wat my tone hou. Dis Henry en dis Mario. Wie julle die vermoë om op die ongereëldste tye
vir my iets in die Bybel te vra, dan moet ek vir hulle sê, kyk hierdie agriewe wat ek hier ver geber het, dan moet ek daai vals gaan uittrek, hoor. Maar dan hulle vermoë om vir my nou regtig, maar ek waardeer dit. Weet jy, baie keer raak 'n ou lui, maar dit leer my nou ek moet my bietjie meer navorsing ook gaan doen en seker maak van my feite. Kyk, hulle kan vir my roer. Kyk, daai man wat daar in die huis is, nou, dan kom hy, as hy eers so kom en ek maak koffie en hy kom en sê, "Oom, kan ek jou 'n vraag vra?" En hy sê ek, "Wat 'n vraag?" Is dit 'n normale vraag of is dit 'n vraag in die Bybel? Nee, maar ek het 'n ding in Genesis raak gelees. Dan sê ek, ja, okay, laat ons hoor. En ek moet vir julle sê, ek hou daarvan. Want dit hou my weer, en dit skerp my kennis op aangaande God. Maar weet jy wat, as ons nie oor die Bybel praat nie, dan is daar fout. En ek waardeer dit. En dan kry jy Henry wat so voice note los. Manne, ek het nou dit gelees. Dan bestuur ek. Weet jy, ek is tussen Limpopo of tussen Mollet-Lebo en Pietersburg. Dan kom die boodskappe deur. Dan moet ek nou dink. Ek het nie boeke nie. En dan as ek iets sê, dan kom hulle roep, maar wat van dit? Dan sê ek, "Ai, tog weet jy, gee my net genade." Ken hulle die woord genade? Maar dit hou my aan die gang. En weet jy wat, ek is opgewonde as ek sulke vrae vra, want ek weet hulle soek kennis van God, want dit is die tweede boublok. Hulle glo en hulle smag na kennis wat die tweede boublok is. Kennis na God. Kennis van die woord. Hoe meer kennis ons in ons lewe van God het, hoe meer raak ons bewuslik van die foute in ons lewe. Hoe meer raak ons bewuslik met 'n dankbare hart vir dit wat Christus Jesus vir my en jou in die kruis gedoen het. Jy raak bewus van sy teenwoordigheid wanneer jy kennis aangaande hom ontvang. Dis iets moois. Jy voel sy teenwoordigheid en jy weet dis hy wat met jou praat. Selfbeheersing. Hier haal ek een van die groot gedeeltes aan. Selfbeheersing. Is dit nie? Kyk hoe sak van die manne, hulle maak eintlik hulle oë so toe. Dan kyk hulle so, ja, waarvan hier praat hierdie leraar weer vanoggend. Het ons nie al baie oor selfbeheersing gepraat nie. Beheersing van die tong. Nou moet ek vir jou sê, ek wil net vir julle sê, weet jy wat, ek het dit al baie keer gesê. En net een ding, ons manne, ons kinder nie. Nee, vrouens wat kinder. Ons mans ruil gebedsversoeke uit. Sien jy hoe word dit gedoen? Nou kyk die dames, ons sal na die tyd gesels oor daai. Sien jy, ek gee julle kennis. Amen, prys die Here, nee. Hoor daai Hendrie. Selfbeheersing op alle aspekte. Nou mense dink dit selfbeheersing oor dit wat ek doen, dit wat ek sê. Selfbeheersing sluit baie ander dinge in. Om jou vleeslike gedrag en drange te beheer. Jou vleeslike lewe te kruisig. Dit is selfbeheersing. Ek wil nie meer sonde doen nie. Ek wil nie meer vloek nie. Ek wil nie meer drink nie. Ek wil nie meer 'n homoseksuele verhouding hê nie. Ek wil nie meer dit doen nie, want dit is in drys met die standaard wat God my gee. Die geloof het 'n standaard gegee in Christus Jesus. Ek wil nie meer dit doen nie. Ek wil in geregtigheid wandel met God. Maar dit is so maklik. Julle paar weke terug het ek 'n boodskap gebring. En Satan lê voor ons deur en loer. Hy wag. As jy die deur oopmaak, is skriltoon in. En hy sê, hier is ek. En hy wil jou lewe omvergooi. Ons moet ons vleeslike begeertes kruisig. In lyn kry met dit wat God wil hê ons moet doen. Is dit nie so nie? Ons moet ons begeertes in toom hou. Ons moet nie gelykvormig word aan die wêreldse begeertes nie. Is dit nie so maklik nie? Manne, ons gaan gou doppie na werk drink. En as jy lank sien, dan kom jy by die huis. Jy's kwaad vir vrou lief, jy's alles. Is dit nie so nie? Of manne, ons ry werk toe, of ewen die dames. As hy eerste taxi voor jy inry, wat doen jy? Ek het weet jy, ek moet sê, ek het nog nooit sign language van blinde mense, ek sien hulle gaan altyd so, maar in die wêreld is daar sekere
sign languages, jy hoef nie eers blind te wees of doof te wees nie, jy verstaan dit. Jy verstaan hom as hy vir jou gee. Nie waar nie? Daar's een teken wat almal in die wêreld ken. Maar ek en jy moet waak om dit nie te doen nie. Dis moeilik. Vra my. Ek het nou die dag hele rukkie terug dog toe die taxi indruk. Ek nou vir hom waai. Hoeder druk en vir hom waai. Hey broer, toe kry ek ander tekens, hoor. Toe kom ek agter. Nee, hy laat my weet tekens wat ek nog nie verstaan het nie. Van nou laat ek hom maar inry en ek hou maar net my oë daar. Of ek ry maar 5 uur die oggend om 6 uur by die werk te wees, dan staan minder taksies. So ek en jy moet volhard teen die struikelblokke wat Satan daagliks vir my en jou gee. En ek wil vir jou sê, hy gaan dit doen. As hy geleentheid kry, hy is daar. En baie keer kom ons van ons onderskat Satan. Ek wil vandag vir jou sê, moet hom nie onderskat nie. Onthou, hy is daar van die tuin van Eden af. Hy het kennis en slinksheid wat ek en jy nog moet gaan leer. So moet hom nooit onderskat nie. Maar met die krag en die genade en die leiding van die Heilige Gees sal jy dit oorkom. Ek wil vandag vir jou sê, moenie die stryd alleen aanpak nie. Volhard met die wete dat Christus Jesus saam met jou wandel. Amen. Ons gaan verder. Hy sê in die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die lydsaamheid. Dat is nog 'n groot ene. Lydsaamheid. Wat beteken lydsaamheid? Godsvrug. 'n Lewe wat in ooreenstemming is met jou geloofsoortuigings en leer waarvan jy die gesonde kennis het. Met ander woorde, volharding bring godsvrug. Om daarna te strewe om meer soos God en minder soos jouself te wil wees. Meer van Jesus, minder van myself. En ek en jy moet op die tafel en die liefde van God gevestig word. Ons moet teen alle tye en in al opsigte probeer om God tevrede te stel. Begin dus elke oggend deur te bid. Vra die Here om vir jou vrede te gee. Vra die Here om jou kalmte te gee. Vra die Here om te sê, Here, ek wil meer soos U wees. Here, ek het die innerlike begeertes. Here, ek wil die godsvrug in my hart dra. Here, ek wil hê julle moet die godsvrug in my lewe sien. Doen ons dit? Hoe lyk PPK Delmas se godsvrug? Ons wat hier sit. Hoe lyk dit? Hoe lyk jou huisgesin se godsvrug? Hoe lyk jou godsvrug? Hoe lyk dit? Is een van die boublokke wat ek en jy moet doen. En hy sê vir ons verder, en by die godsvrug, die broederlike liefde. Wow. Wag, ons moet nie daar gaan nie. Hier is een waar ons nie moet gaan nie. Liefde tussen mekaar. Wat is die groot gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met alles wat in jou is, en daaraan gelyke, wat moet jy doen? Sê my gou. Jy moet jou naaste liefde hê. Met andere. By godsvrug voeg ons vriendelikheid, wat onskeidelik so eenvoudig is, maar in werklikheid 'n groot uitdaging aan ons bied. Dis so maklik om te sê, weet jy wat? Die broederlike liefde is in my, in die kerk. Maar as jy daar by Pick n Pay loop, of dan die parkeerarea, en jy sien maar, wag, hier kom 'n boete vir my aan, ek het nog 'n probleempie met hom, wat doen jy? Of jy koes agter die rakke, of iewesklik pop jou kop in die rakke, en jy is om besig om die agterste blikkie te soek, wat 'n goedkoper prys het. Dis mos wat ons doen. Ons wil nie daai broederlike liefde onder mekaar uitleef nie. Hierdie gemeente waarin jy vandag is, die broederlike liefde moet die steenpilaar saam met God se liefde wees. Liefde vir mekaar.
Ek is nie vandag nou jou kleredrag te kyk nie. Ek het nog nooit tiendes gepraat nie, want ek hou nie van tiendes nie. Maar weet jy wat soek ek? Ek soek jou siel vir God. In liefde. Dis wat ons moet uitleef. Broederlike liefde. Wie jy baie keer soek mense nie jou geld nie. Hulle soek net iemand wat by hom kom sit en saam met hom deur hierdie tydperk gaan. Net bietjie luister. Net bietjie sit. En een van die mooiste voorbeelde van broederliefde is die liefde van Job en sy vriende. 7 dae sonder om 'n woord te spreek, het hulle by Job gesit. Hulle was net daar vir hom gewees. Hoe lyk ons liefde? Hoe lyk ons liefde in hierdie gemeente? Vir mekaar. Ons is broers vir mekaar in die geloof. Ons is daar om mekaar te moet ondersteun. Maar ons doen nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Want ons het vergeet van die boustene in ons lewens. Dieselfde geld vir die laaste aspek. En hy lees dit vir ons. Broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Mense, ek het nou die dag weer 'n persoon hoor praat. En hy het uitgevaar toe naar ander volke en ander nasies. En ek sê vir hom, weet jy wat? Ek wil jou groot geheim vertel. Jesus was nie blankie. Wat? Ek sê, ja, met jou Bybel gelees. Hy is Hebreër gewees. Dis wat die woord sê. So jy dink net blankes gaan hemel toe. En jy dink net die Israeliete gaan hemel toe. Dan moet jy jou woord baie mooi gaan bestudeer. Jesus het aan die kruis kom sterf vir almal. Dit besluit almal, naaste liefde. As jy daar aan Pick n Pay loop, die een wat die naaste aan jou is wat? Is jou naaste. Hoe kan hy my naaste wees? Ek wil vandag vir julle sê, ons moet ophou dink dat die ander volke nie hemel toe gaan nie. Hulle geloof is dalk sterker as wat ons geloof is, want hulle het werklik die boustene van Petrus aangeneem en dit begin bou in hulle lewens. Ek wil vir jou vandag sê, ek het al baie mooi getuienis van mense gehoor uit ander rasse wat my in verstomming laat staan het. Julle kan gerus 'n boek gaan lees, en dit gaan oor geopende deure. Daar's 'n boek wat hulle bring oor die getuienis van daai mense wat Bybels in geslote lande insmokkel. Oor naaste liefde. Hoe hulle mekaar in alles bystaan. Waar is ons in ons naaste liefde? Waar is ons? As 'n man van die straat hier instap, hoe gaan ons hom hanteer? Dis naaste liefde. As 'n man by jou kom aanklop wat jy nie ken en sê, ek soek 'n broodjie. Hoe lyk dit? Gaan jy hom gee, of gaan jy eers kyk wat sy velkleur is? Ek wil vandag vir julle sê, Matteus 28 vers 19 en 20, gaan ons oordeel. Julle moet my vandag mooi hoor. Hy sê, gaan dan heen en maak 'n disippels van alle nasies. En in Openbaring 5 is daar 'n liedjie wat ons sing. Elke stam, elke volk, elke nasie. U is waardig. Dan wil ek en jy kom en sê, hy is nie waardig aan die liefde van God nie. Ek en jy kan nie daai selfde liefde wat Jesus aan my bewys het, aan hom bewys nie. Weet jy wat moeilik moes dit vir Petrus en daai gewees het? Petrus wat 'n Jood was, moes nou vir die Griek en daai gaan met naaste liefde bedien. Maar hy het dit gedoen. Hoekom? Want hy die liefde van God in hom gehad. Hy het gaan bou op die fundament van God, van Jesus. Hier kom Petrus. En hy gee vir my en jou 7 bakstene, die taal wat ons op deesdae. En as jy vir iemand vra wat se boublok, en dink hy aan hierdie Legos, daai blou hokkies, nee. Hy gee vir jou 7
bakstene om jou gedeelte van jou muur op die fondament te gaan bou. Hoe lyk jou baksteen? Hoe lyk jou fondament? Is die fondament Christus Jesus of is die wêreld? Op wat het jy jou bakstene gaan bou? Amen. Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi en liefdevolle dag. Here, dankie vir nog 'n dag van genade wat U by ons lewens toegevoeg het. Here, U kom praat vandag met ons as kinders van God, Here. Here, om weer ons geloof, Here, in aanskoue te kan neem, Here. Here, om met onsself vandag eerlik te kan wees, Here. Hier kom Petrus, Here. Here, 'n man wat eers bang was, Here. Here, 'n man wat gevul is met die Heilige Gees, Here, en hy kom in 2 Petrus vir ons, en hy gee vir ons 7 boublokke, Here, om ons geloof te versterk in U, Here. Here, mag die Heilige Gees vandag hierdie boublokke in ons lewe openbaar, Here. Mag die Heilige Gees ons vandag help, Here, om goeie rentmeesters te kan wees van hierdie boublokke. Here, dat as my boublok 'n kraak in het, Here, Here, dat ek hom weer kan herstel met 'n nuwe blok, Here. En sodoende kom ons, Here, as 'n gemeente, so kom ons as 'n gemeenskap, Here, so kom ons as 'n huishouding, Here, en ons kan bou saam aan hierdie geestelike muur van U op die fondament van Christus Jesus. Here, as ek 'n kortkoming het in een van hierdie blokke, Here, help my, Here, versterk my, gee my die nodige kennis, Here, om myself te gaan herstel, Here. Here, want ek wil bou op die fondament van Christus Jesus, want ek weet, Here, dan sal my boublokke staande bly, ongeag die storms wat aankom, Here, ongeag die winde wat aankom, Here, ongeag die reën wat val, Here, my boublokke sal staande wees, want dit is gebou op U en in die geloof in U, in Christus Jesus naam. Amen en amen.